Goeiemôre almal. Dis lekker om weer tyd saam met julle te spandeer. Ons is nog steeds in Derek Prince se boek Foundational Truths en ons is in hoofstuk 4. En ek gaan vandag met julle praat oor hoe ons reaksie op die woord affekteer hoe die woord ons lewens kan beïnvloed. Julle het sekerlik al gehoor daarvan dat twee verskillende pasiënte dieselfde diagnose sal ontvang en dan raak die een gesond, maar die ander een sterf dalk. Of dat een mens of twee mense dieselfde waarheid ontvang en een persoon interpreteer dit een manier en die ander die heeltemal 'n ander manier. So is ons reaksie op die woord van God baie belangrik, want dit bepaal wat se effek die woord van God op ons lewens gaan hê. Jakobus 1:21 verduidelik dit soos volg en dan sê hy: "Daarom doen dan afstand van alle vuilheid en volheid van boosheid en met sagmoedigheid ontvang die ingeplante woord wat die vermoë het om ons siel te red, om julle siele te red." So wat praat Jakobus hiervan? Jakobus praat van twee toestande waarin ons die woord van God kan ontvang. Die eerste is waar 'n mens in vuilheid en volheid van boosheid verkeer en die ander een is om in sagmoedigheid die ingeplante woord te ontvang. Kom ons kyk na hierdie eerste twee woorde, eerste twee toestande wat sê die doen afstand van alle vuilheid en volheid van boosheid. Nou, die Afrikaans is bietjie vlak wat hierdie aanbetref, want dit sê nie vir ons veel nie, maar die eerste een praat van perverse dinge en die tweede ding praat van rebellie. Vuilheid praat van die perverse dinge van hierdie wêreld waarmee ons onsself vuil maak. So dis maklik om te onthou. En dan boosheid, en onthou dat Satan is die vader van alle boosheid en sy grootste sonde is dat hy teen die Vader gerebelleer het. So boosheid gaan oor rebellie. As ons nie onsself kan losmaak van die vuilheid van hierdie wêreld en van ons rebellie en die sleutelwoord hier vir boosheid is eintlik, en dit klink simpel as jy dit in Afrikaans anders vertaal, is eintlik stoutigheid. Nou kom ons dink aan 'n kind. Wanneer ons vir 'n kind sê hy mag nie, sy mag nie iets doen nie, dan is hulle aanvanklike reaksie baie keer om daai grens te toets, net soos Adam en Eva in die tuin. Ons reaksie is altyd deur om die grense te toets. Dit is stoutigheid. Dit klink nie so erg nie, maar dit is op die ou end boosheid. Is ons ken die opdragte van God. Ons weet wat God van ons verwag. Ons weet wat hy vir ons sê om te doen en om nie te doen nie, wat hy vra vir ons om te voltooi, dit wat hy vra van ons om te bereik. Wanneer ons daai goed ignoreer en ons doen dit nie, dan is ons besig met boosheid. Ons is in 'n bose toestand want ons is in rebellie teenoor die Vader. En baie van ons is in 'n toestand van rebellie teenoor die Vader sonder dat ons dit eers besef. Want dit gaan nie net oor hou ek die 10 gebooie of nie, dit gaan oor is ek besig om God se plan vir my lewe uit te voer of nie. As ek sy opdragte en sy verwagting vir my lewe ignoreer, dan is ek in rebellie en ek's besig met boosheid. Ek's in 'n bose toestand. Met menende, ek kan nie ontvang wat die woord van God vir my wil gee nie. Dan die ander een waarvan ons gepraat is alle perversiteit. Die verdraaiing van die normale. Dit is perversiteit. Dit is vuilheid. Om te soek altyd waar 'n mens dit wat soos God dit bedoel het, kan verdraai en kan verander en siek maak. Dis die ander kant van die effek eintlik van ons rebellie. As ons nie kan afstand doen van hierdie goed nie, kan ons nie, soos ek gesê het, ontvang dit wat die Here vir ons wil gee deur sy woord nie. Hoe moet ons dan wees om te ontvang wat die woord van God vir ons wil doen en vir ons wil gee? Wel, Jakobus skryf en hy sê, met sagmoedigheid. Wat is sagmoedigheid? Ons praat altyd van sagmoedigheid en nederigheid as min of meer dieselfde ding. Nou, in die Grieks, die oorspronklike woord, praat van mildness. So as ons die storie van goue lokkies en die beertjies dalk bietjie kan verander en sê dat in steede van dat daar pap was wat
koud na warm was, vat ons dalk dat daar was curry gewees van koud na warm en dan praat ek van spicy. So dan was Mama Beer se pap was nie spicy genoeg nie, Papa Beer se pap was te spicy en Baba Beer se pap was gematig. Dit was net reg. En dit is waarna daai woord verwys, sagmoedigheid, meekness in Engels. Dit praat van gemiddeld, om gematig te wees, om deurdenk te wees in jou besluite, om nie hastig te wees nie, om nie oorlik emosioneel te wees nie, om gematig te wees, nie op en af nie, gematig, reëlmatig. Dis waarvan ons vertaal het as sagmoedigheid, want 'n gematigde persoon is meer gretig en meer gewillig om te hoor en te leer as iemand wat oorlik emosioneel is of iemand wat heeltemal emosioneel afgesluit is. 'n Gematigde persoon is deurdenk en luister wat die woord vir hom sê. En dan kom ons by die laaste deel van hierdie skrifvers wat praat ontvang die ingeplante woord. Ingeplant beteken dis reeds in. Wie het dit ingeplant? Ons het hieroor gepraat. Die hele skrif is deur die Heilige Gees geïnspireer. So dis wat die Heilige Gees in ons lewend maak, dis ingeplant hierdie werking van die Heilige Gees. En omdat ons in 'n gematigde toestand is, kan die Heilige Gees dit gebruik tot ons ontwikkeling. Moenie as dit die woord gematig gebruik dit verwar met louheid nie. Gematig is iemand wat deurdenk is en uitgemeet is in hulle denke. Daardie woord kan ook beteken nederig. Nederig is om nie te veel van jouself te dink nie. Nederig is om te weet dat God is altyd groter as wat jy is. So, dit is die toestand waarin ons moet verkeer om te ontvang dit wat die Heilige Gees reeds in ons begin werk het en reeds in ons begin plant en lewendig maak het. Ek hoop dit is vir julle waarde. Kom ons wees mense wat ons sondige natuur aflê. Ons doen afstand van die vuilheid en die boosheid en ons raak nederig, ontvanklik, sagmoedig, gematig, ontvanklik vir dit wat God se woord in ons lewens wil doen. Tot volgende keer, Maranatha.